Gek oor haar eie Afrika, ondier episode 116. Die meeste van die plaaslike bevolking wat hier by die Spaza kom koop, kom per taxi of te voet aan. Die dat Sergio 'n tweede keer kyk na die manne wat daar net buite die heining wegtrek met die Ford bakkie. Hy onthou dat die mense wat die skieters gesien het, wat leeu's, bokke en ander diere gewond het, gepraat het van 'n wit Ford bakkie. Sergio is ongelukkig net te ver weg om die registrasieplate te kan lees. Hy drafstap haastig na 'n taamlik gehavende man wat daar by die taxibordjie sit en wag. Die man het 'n klein sakkie kruideniersware by hom en 'n groter sak met tweedehandse bene. Sy vingers klem om die handvatsels van sy kosbarehede. Daai bakkie wat nou net hier weggery het, wie is daardie ouens? Ken jy hulle? Wil Sergio in Portugees weet. Meeste van die plaaslikes verstaan mos die taal. Vir 'n oomblik lyk dit of die ou gaan weghardloop van skrik en Sergio keer, nee man, jy hoef nie vir my bang te wees nie, ek het net gehoop dat jy dalk so iets van hulle af weet. Ken hom nie, net gehoor, hy praat. En daarna kry die man nie 'n woord verder uit nie. Sy oë word wit en dop in sy kop om. Toe sak Milies hy grond toe en begin ruk, terwyl skuim by sy mond uitkom. Epilepsie waarskynlik. Die res van die mense hardloop weg, maar Sergio roep na iemand om vir hom water te bring. Hy gaan sit langs die arme drommel en maak seker dat sy tong tussen sy tande en uit sy keel wegbly. Toe dit verby is die taxi waarvoor hy gewag het weg en die man se broek nat. Drink die water. Sergio maak die botteltjie oop en hou die water na hom toe uit. Daarna vra hy simpatiek, moes jy op daardie taxi gery het? Hy knik en sy skouers begin weer ruk. Die man is steeds in 'n nare toestand. Nou moet jy ver gaan, wil Sergio weet, en wens dat die klomp toeskouers liewer permanent weggebly het. Maar nou staan daar 'n kring rondom hulle, selfs van sy reddingsplaas se eie jong mense. Daai kant met die taxi, ek ry daarna toe. Die res van die pad, ek loop, sê die man. Sergio probeer uitmaak waarheen die arme ou wys. Soos die kraai vlieg, is dit anderkant die leeuplaas. Moontlik op die grens tussen hier en Hurters Retreat? Kan dit wees waarheen die ou wys? Met 'n bakkie is dit naby, veral as jy deur die leeukampe kan ry. As jy op die pad moet loop, wat die taxi nou ry, is dit 'n dagreis ver en die son staan weste se kant toe. Hy kan die man seker saamneem wanneer hy in die Franse terugry plaas toe, maar sy dubbelkajuit cruiser is vol en dan moet die ou agterop sit. Dit is nie asof iemand sal diskrimineer nie, maar selfs die klomp wat hulle self filantrope noem, sal nie wil opskuif vir 'n man met 'n papnat broek nie. Kom ons maak 'n plan. Sergio kyk die groep mense wat nou nog steeds in die kring om hulle staan deur. Sy oë val op die 4 meisies wat saam met hulle op die ekspedisie was. Tot sy ergernis het dit duidelik geword dat hulle een of ander beheptheid met hom het. Hulle lê daarom nie by hom aan nie, maar Rory het al genoem dat die een meer verlief is op hulle baas as die ander een. Maar hulle is heeltyd naby hom onder die dekmantel dat hulle wil leer. Ag, stop het net, het Sergio gesig. Ek kan hulle almal se pa wees. So waar nee, as jy op 16 begin het om 'n loskudde te teel, was Rory se antwoord. En nou staan die oeye van die loskudde hier om hulle en kyk wat Sergio gaan doen. Hulle het 'n verskoning. Hulle is almal potensiële veeartsassistente en natuurkundiges. Hulle kyk en hulle leer. Maar nou gaan hy op hulle nommer druk. Kan julle dames asseblief vir hierdie man 'n geleentheid met een van die sanctuary se bussies gee tot waar hy wil afklim? Al 4 van julle saam. En vat asseblief een van die manne ook saam. Ek vat nie kanse met julle lewens hier in die bosse nie. Hoor julle? Ja, baas.
Waarheen wil hy gaan? Hy sê ander kan die leeuplaas tot min of meer by Hurters Retreat se grensstraat daar. Hy sê dan loop hy verder, ek het geen idee waarheen nie. Maar jylle ry om die leeuplaas, nie tussen die kampe deur nie, en jylle ry baie stadig, en na die tyd, as jylle hom afgelaai het, kom jylle reguit terug hiernatoe. Ja, pa. Natuurlijk gaan hulle nou eers weer vuis slaan oor wie agter die stuurwiel gaan inskuif. Bestuur hier in Afrika is vir hulle 'n vreeslike avontuur, al neuk hulle in eerste rad of trierad tot waar hulle wil wees, omdat hulle nog 'n paar lesse in bestuur moet leer. En Sergio gaan nie eens vra om hulle rybewyse te sê nie. Op hulle aansoekvorms het almal gemerk dat hulle kwalifiseer vir internasionale rybewyse. Regtig? Nie na wat hy al hier by die praktyk beleef het nie. Iemand wat byvoorbeeld skree, sit in eerste rad, en dan dons die bussie gatkant eerste in 'n laastryk vas. Maar daarom nie vandag nie. 'n Blondie kom met die bussie aangery. 3 girls sit voor in die passasierssitplek op mekaar reg langs haar. Heel agter sit een van die jong manne wat sy veeartsjaar iewers moet doen, en toe het hy hier beland, die arme drommel. Sergio tel hierdie ou se pakkies op. Hy maak bene by mekaar wat uitgeval het en sit dit in die brakkie pakkie wat die ou met hom wil saamneem. Of dalk gaan hy dit self eet, wie weet, sop kook. Shame man, die mense is arm. Toe help hy hom op en wys vir hom dat hy kan klim. Die hele 2 middelste rye behoort net aan hom en aan hom alleen. Wel, hoe gaan ons weet waar ons moet stop? Wil die meisie agter die stuurwiel weet. Sy hoop natuurlik dat Sergio sal saamry. Jy moet vir die mense sê waar jy wil afklim, dan moet jy skree, stop, verduidelik Sergio aan die man. Terloops, wat is jou naam? Makuakua. Ok, Makuakua, laat julle gaan. Onthou, sê vir hierdie klomp kinders, stop, laat hulle vir jou kan aflaai. Maar dokter Sergio, wat moet ons doen as die man weer 'n aanval hier in die bussie kry? Dan wag julle tot hy beter word en kan uitklim. En as iets verkeerd gaan, mag ons jou maar bel. Man, niks sal verkeerd gaan nie. Sergio maak 'n gebaar met die hand om te wys, daar gaat julle. Maar hulle staan nog. Ok, bel my maar, sê hy. Maar net as iets verskriklik verkeerd gegaan het, kom aan, ry nou, en bel my asseblief as julle terug is hier by die sanctuary, sodat ek tog net vanaand 'n oog kan toemaak. Dit is hoekom jy vir ons so kosbaar is, Sergio, praat sy Franse baas agter hom. Jy is soorwaar 'n mens. Die plaaslikes het duidelik die wêreldse respek vir jou, en die mense wat vir jou werk, aanbid die grond waarop jy trap. Asseblief, nie, brom Sergio. Hy maak sy somme om te probeer uitwerk hoe lank dit die jong mense met die bussie gaan neem om hulle missie te voltooi. 'n uur maksimum, uit en tuis. Gee 'n droogmaak hier en daar langs die pad, 'n vasval of meer, maar daarna behoort hy darm seker die nuus te kry, dat hulle uiteindelik tuis is. Hy wag dat die Franse hulle laaste geselsies met die administratiewe personeel afhandel. Die mense het hulle hande vol met personeel wat kom en gaan, soveel mense wat op hulle betaalstaat is. Die dat hy bly is, toe sy selfoon lui en hy sien dat dit Lia is wat na hom soek. Haai my liefste leeudiertjie, hoe lank gaan julle nog wees? Vra sy. Jong, ek wag net dat die Franse hulle laaste opdragte hier uitdeel, want hulle vlieg mos môreoggend weer saam met Aluit uit. Hoekom vra jy nooi? Wel, Luca en Larry Willemse is mos op pad. Sal dit reg wees as hulle ook vanaand saam met die groep eet, of moet Peer vir hulle in die Konsaalskamp regmaak? Nee man, vanselfsprekend kuier hulle saam met ons. My baas sal gaande wees oor die mense, veral oor Luca en sy stories oor die buffels. Nee, hulle sit by ons. Daar is 'n piepgeluid in sy oor en hy sê spytig, dit is altyd lekker om haar stem te hoor.
My engelpop, kan ek jou asseblief terugskakel? Ek dink iemand is op my spoor. Nee, kry jou oproep. Ek wil in elk geval seker maak dat Luca die pin gekry het, hoe om by die plaas te kom. En ek stuur vir hom sommer jou nommer ook, sodat hy dit op sy foon kan hou, vir die rest van sy lewe of wanneer ook al. Maak so. Sergio lei af en kyk na sy skerm. Dit is een van die hospitaal se nommers wat wys. Waarskynlik die een wat saam met die bus hier weg is. Hoekom het hy 'n nare gevoel dat dit iets met die studente doen het, wat skaars 10 minute gelede hier weg is, met daai einste busie? Hy antwoord, een van die kinders val met die deur in die huis. Dok Sergio, die man hier in die busie het baie snaaks begin raak. Ons verstaan hom glad nie, ons weet nie wat hy praat nie, en hy hou aan, praat allerhande goed in sirkels, en toe word hy kwaad, en skree sommer net, stop. Maar ek dink nie ons is al by die plek, waar jy gedink het, ons moet hom gaan aflaai nie. O my genade, nou wat het hy gepraat, kon enige iemand van julle uitmaak? Nee, Dok Sergio, vra liewer in watter taal hy gepraat het, want dit was waarskynlik Portugees. Dis hoekom ons gedink het, jy moet saam met ons ry. Ek kan nie man, my baas is hier. Maar wat het hy gesê? Vra Sergio en sug diep. Kan niks hier rond sonder enige drama gebeur nie? Wat het hy gesê? Echo die meisie daar tussen die ander. Almal wend skielike poging aan om die woorde te probeer onthou en te herhaal. En die een waarop hulle besluit is, Vires. Okay, vreemd. As hy dit gesê het, klink het vir my asof hy wou gehad het dat jy moet omdraai. Okay. En sy ander woorde was, sê bietjie weer daai goed, mens. Daardie manne, het van mense gepraat. Was daar ewens mense of mans wat langs die pad geloop of gestaan het? Vra Sergio, en hy wil homself net daar onder sy eie hoesenaam skop. Hoekom die Joos het hy nie maar iemand anders wat Portugees kan praat saam met die spul uitlanders weggestuur nie? Nee, niemand het geloop nie, maar ons het verby 'n bakkie wat daar gestaan het gery. Regtig? En toe? Toe skree hy, wys weer jou arm, na camino te quere matar esposo do cara grande. Of soets. Hy het oor geskreen, toe maak hy sulke snaakse strepe oor sy nek. Sê jy bietjie ook daai woorde? Sy praat met die mannetjie daar by hulle. Sergio hoor, na camino te quere matar esposo do, whatever man. Okay, dit klink soos doodmaak. Het jy roekeloos gery en brodies gekap met die bakkie? Vra Sergio. Miskien is die arme man nie gewoond aan vroue bestuurders, soos jy nie. Sergio probeer agterkom of dit iets is waaroor hy of enige iemand van nou af bekommerd hoef te wees. Nee, Dok Sergio, ek het mooi stadig gery, veral toe ons by die bakkie verbygaan. Ek wil nie onnodig stof skop of mense buite hulle voertuie wegjaag en ons laat skrik nie. Toe ons om die volgende draai ry, het die man opgevlieg en geskree, stop! Toe stop ek. Dok Sergio, moet ons vir hom wag en kyk of hy uit die bosse uit terugkom, of kan ons nou maar huis toe ry? Ja, wel, los hom maar, draai om en kom asseblief huis toe, sug Sergio. Hy en die Franse sit al in die bakkie om ook huis toe te ry, toe die bussie met die kinders langs hulle stop. Rory wag daar by hulle met een van die Leeuplaas se dubbelkajuitbakkies. Hy en 3 van hulle kollegas daar gaan ook vir oulaas saam met die Franse baase eet op Hurters Retreat, en dan moet hy hulle later weer saam met hom terugbring. Sergio roep vir Rory nader. Rory is mos Rodriguez, 'n Portugees van Mosambiek. Miskien maak hy uit van hierdie heidene en wat hulle op hulle hande gestaan en skryf het. Daar is 'n verskil tussen die Portugees wat in Europa gepraat word en die wat hulle hier in Mosambiek en in Brasilië praat. Miskien verstaan Rory beter.
Die storie kom met horte en stote. Iets in die lyn van Nacominioete quere mater a esposo de Cara Grande. Ok, besluit Rory uiteindelik. Klink soos. Maar toe roep hy eers van die ander mense nader om ook te luister. En saam besluit hulle. Dit klink soos, in daardie bakkie wil hulle die vrou van die groot ene doodmaak. Of so iets. Ag nee, liewe aarde, besluit die Portugese vrou wat help vertaal het en ook moet saamry. Ek sal niks wat hy sê ernstig opneem nie. Ek het mos gesien toe hy sy aanval gekry het. Duidelik is die man se brein al bietjie aangetas. Vergeet tog asseblief nou van die man. Kan ons ry? Ek is honger. Ek hoor die kos is lekker daar op Hurters. Nee, wag eers. Was daar 'n vrou by die ouens in die bakkie? Wil Sergio weet. Nee, beslis nie, Dok Sergio. Die deur het oop gestaan en daar was nie eens iemand agter op die bakkie se bak nie. Nou ja, dan is dit seker nou maar so. Dankie dat julle die man probeer help het. Sergio wag dat Rory terugklim in die bakkie agterkom en toe druk hy syne in rad en daar trek hulle almal weg. Hulle ry die kort pad deur die Leeuplaas se kampe, want die Franse wil vir oulaas weer na die goeie werk wat daar gedoen word kyk. Ander kant maak Sekuriteit vir hulle die 2 hekke oop en weer toe nadat hulle deurgery het. Op Hurters Retreat staan die Willemse se Land Rover boskamper onder die afdak. Lia het vir hulle een van die woonstelle in die Gonzaalskamp reggemaak. Hulle bly lekker in die kampeerwa, vertel hulle later rondom die kuier en eettafel, maar dit is daarom baie lekker om soms in regte huise met badkamers te kan oornag as hulle op so 'n ekspedisie uit is. Daar waar hulle die buffels afgelaai het, is dit maar taamlik primitief. Daar's net 'n watertank. Later die aand kuier Luca en Larry saam met Sergio en Lia op haar woonstel se stoep, elkeen met 'n glasie van Manuel se gevaarlike pink port in die hand. Ek wil môre 'n video maak van jou studio en die oulike produkte wat jy hier maak en verkoop, Lia, sê Larry, en dan wil ek dit op my YouTube kanaal sit, as dit reg is met jou. Goeie genade, natuurlik is dit reg met my, en dankie daarvoor, dankie vir die advertensie. Sê eers vir my, tot wanneer is julle in Mosambiek? Net vir die naweek nog. Ek weet dat Luca gehoop het om vir Sergio aan sy buffelkudde te gaan voorstel, want blykbaar sal jy van nou af na hulle moet help kyk. Hoe lyk môre? Maar maandag ry ons blykbaar terug, sommer kort pad deur die Kreerwiltuin en dan by Orpenhek uit. Ons bly mos tussen Hoedspruit en Palaborwa, sê Larry. Ag nee man, wat is die haas? Bly nog vir maandag en dinsdag, gratis, op die huis, as jy vir my advertensie gaan maak, stel Lia voor. Ek glo daar is nog baie goed wat Sergio vir Luca ook sal wil wys, en dan bespreek ek vir ons maandag aand 'n tafel by die voorrestaurant in Bonsai. Dit is iets wat julle verseker moet sien en beleef, terwyl julle hier by ons in Mosambiek kuier. Die man en vrou kyk na mekaar. Uiteindelik antwoord die veearts, wel hoekom nie, in hierdie stadium is daar absoluut niks wat hulle aanjaag huis toe nie. En Sergio is bly daaroor. Na 'n gejaagde werksweek met sy baase hier, is dit lekker om sommer net 'n bietjie twak met 'n kollega te kan praat en te luister na die stories van 'n man wat nie net in Suid-Afrika groot geword het nie, hy was 'n wildtuinkind. Wilder as die wildtuin, spot sy vrou. Saterdag maak hulle saam met die Willemses 'n draai op die Buffelplaas en kom met 'n wye draai terug na die Leeuplaas toe. En Sondagmiddag kuier die hele familie op die plaas in die Lapa met Manuel se yslike groot hoenderpotte, 1 Portugese hoender en 1 kleiner pot peri-peri Portugese hoender. Kyk, die Da Silvas maak uit van Nando's en 'n verbetering en verwarming op daardie patent. Arend, Haya en Sylvie is ook by.
Arend is kort op die foon. Sy hart trek mos met 'n punt na daardie maar donkerkop vroukie wat vir Sergio se mense in Tofu werk, Mika. Een of ander tyd moet hy sy ouers waarsku, hulle moet maar uitkyk vir ander hulp daar, by daardie lodge by Paradys. Arend soek daai vrou hier aan sy sy. Nie almal se maage is in staat om die peri-peri hoender sonder sweet op die boelop te hanteer nie, maar Sergio geniet dit. Hy het groot geword met geurige en sterk gekruide kos. Sylvie en Lia pik mos net aan die kos. Die swartkop vroukie sê dit laat haar babiekie te veel skop en Lia eet mos eintlik glad nie. Sergio moet gedurig help om haar bord vir haar leeg te maak. Hy verwag dit enige oomblik, sy ruil borde om, dan sit hy weer met 'n feitelike vol bord en die een voor haar is leeg. Hy sit daar uit die hoek van sy oog en dop hou, toe iets in die lig, anderkant haar, bokant haar kop, sy aandag trek. Lucas sien waar hy kyk en hy vra, is dit asvoëls? Sou een van jou leeu's 'n vangs gemaak het? Dit is mos nie in die rigting waar jou kampe lê nie. Loop hier heelwat wilde leeu's in die omgewing rond? Nee, maar ons kry tog so af en toe leeu's wat uit die Lebombo oorgrenspark kom om na nuwe loopgebiede te kom soek. As jy wil, kan ons later in daardie rigting ry om te gaan kyk of ons iets sien. Sergio wag dat Jesu weer entoesiasties moet aanbied om hulle in sy wildsbesigtigingsvoertuig daarna toe te neem. Maar Jesu keer, nee, nie vandag nie, maar Sergio, jy is welkom om die aaptrop te neem en dit as dit meer as 4 is van julle wat wil ry en jy kan bestuur. Ek sal vir jou die sleutel later bring. Maar niemand anders wil nie. Nee, dankie. 'n Sondagmiddag slaapie na so groot ete is beslis 'n beter keuse. Miskien gelukkig so, want die toneel wat hulle later begroet, daar waar die aasvoëls nou op die grond aan die karkasse pik, is beslis nie iets wat Sergio vir die hele wêreld wil wys nie. Dit is die liggame van 2 mense wat in hierdie stadium al so verinneweer is deur roof en aasdiere, dat dit byna onmoontlik is om hulle uit te ken as mense. Hulle enigste hoop is dat daar iets in die wit Ford bakkie wat daar naby staan is, wat kan help om die slagoffers te identifiseer. So aklig is die toneel daar voor hulle, dat selfs 'n entoesiastiese videomaker soos Larry Sullivan nie eens lus het om haar kamera op te tel en iets daarvan af te neem nie. Sergio en Luca pak die liggame met kartakke toe. Daarna gaan sit hulle somber by die vroue en wag in die bakkie vir die polisie om te kom. Kan dit wees dat hulle buite die voertuig gestaan het en toe deur die leeu's oorval is? Wonder Larry. Want ja, dit is presies hoe dit lyk. Al is daar heel wat spore bo oor die van die leeu's, kan jy so hier en daar tog een uitmaak. Die spore van 'n baie groot manhaarleeu waarskynlik. En heel moontlik was 1 of 2 van sy troplede by. Maar na die vroeë lentereëns wat Saterdag geval het, wie kan sê? En hierdie ongelukkige voorval het waarskynlik al Vrydagmiddag gebeur. Kan dit wees? Word vervolg.